deure wat net die Here kan oopmaak, wanneer jy gehoorsaam is. Nou, ons almal ken die storie van die 5 maagde, die wat gereed was en die wat nie gereed was nie. Maar weet jy wat, dit gaan nie net oor die oliekoek nie. Dit gaan oor jou intimasie met die Here. Wanneer laas het jy die Heilige Gees gehoor praat? Wanneer laas was jy sensitief tot die Heilige Gees? Praat die Here met jou en jy luister net nie meer nie? Of het jy jou hart verhard teenoor die Here en jy wil nie meer nie? Of is jy so moedeloos dat jy nie wil die Here kans gee nie? Wel, ons elkeen het ons redes, maar ons kan nie dat goed wat ons seer gemaak het of goed waarmee ons nie gelukkig is, ons terughou met die intimiteit saam die Here nie. Die Here fokus baie op ons. Hy het ons verskriklik lief, maar hy kan nie sy karakter verander nie. Hoe kan die Here jou vertrou? Wanneer die Heilige Gees met jou praat, kan die Here jou vertrou? Gaan jy gehoorsaam wees? As hy vir jou sê, los hierdie ding of los daai ding, gaan jy luister? Gaan jy verwag dat die Here jou krag gaan gee om dit te oorkom? Of gaan jy maar net aankarring? Die Heilige Gees wil in elke area van ons lewe restaurasie bring. En restaurasie is so belangrik, waar ons moet opgegee het. Dis wat die Here restaurasie wil bring. Hy wil restaurasie in ons familie bring. Hy wil restaurasie in elke area van ons lewe bring. Maar baie keer kos dit 'n stap van geloof om gehoorsaam te wees. As die Here met jou praat en die Heilige Gees praat met jou en hy sê, los hierdie ding, gaan jy gehoorsaam wees? Gaan jy dit los en gaan jy die Here vra om jou krag te gee om dit te oorkom? Want jy kan dit nie in jou eie krag doen nie. As jy dink jy kan dit in jou eie krag doen, dan is dit hoogmoed. Dis self-righteousness. Jy kan dit nie in jou eie krag doen nie. Jy het nodig om, die woord is humble, onderdanig te wees en die Here te vra om jou te help. Die Here seën onderdanigheid en hy seën enige iets wanneer ons kom en ons vra vergifnis. En hy bring daai restaurasie. Hy wil dit bring. Hy wil dit heeltemal bring in ons lewe. Baie keer het jy net 'n sekere venster en jy dink jy het al 'n baie lang tydperk, maar jy het nie. Jy het 'n sekere venster wat die Here met jou praat en hy wil hê jy moet gehoorsaam wees. Nou daai venster is nie oop die hele tyd nie. En ongehoorsaamheid bring nagevolge. Radikale nagevolge. Gaan jy die Here vertrou met die Heilige Gees wat jou prompt, of gaan jy jou eie pad stap? Laat hoogmoed jou lei, selfsugtig wees en ongehoorsaamheid. Want baie keer jou ongehoorsaamheid het 'n nadeel tot elke persoon in jou familie. Dis nie net jy wat daaronder nadeel lê nie. Dis elkeen in jou familie wat die nagevolge van jou nagevolge ook ervaar. So moenie laat ongehoorsaamheid jou stop nie. En gehoorsaamheid bring seëninge. Gehoorsaamheid maak deure in jou lewe oop. Verskriklike groot deure. Jou behoeftes word aangevul. Jy het nie goed wat nie vervul is nie. Die Here voorsien. Baie keer dink ons dit moet groot goed wees, maar wat ek geleer het in hierdie lewe, dis die klein goedjies wat die Here aan werk, en dis die klein goedjies wat hy voorsien. En as ons sensitief genoeg is, sal ons hierdie klein goedjies raak sien. Ons, hoe sensitief ons is, sal ons al hoe meer dit raak sien. So ek wil julle encourage, spandeer tyd met die Here, laat die Heilige Gees vir julle ontbloot, wat maak die deure, en laat dit nie oop gaan nie. Want baie keer is ons
gefrustreerd, maar die Here is meer geïnteresseerd in jou intimiteit met hom as jou gemak. So julle, die Here is getrou, maar wees sensitief wat hy in jou lewe wil doen.